Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Les 5, 25 tot 31 Julie. Alles tot eer van die Here. Kom ons open met gebed. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg wat U ons skenk om weer eens U woord te kan bestudeer. Ons bid en ons vra as dit U wil is, dat U Heilige Gees sal stuur om ons te lei, om te verstaan hoe elke aspek van ons lewe ons U kan eer. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Korintiërs 8, Handelinge 15 vers 20, 1 Korintiërs 9 vers 1 tot 6, 1 Korintiërs 10 vers 5 tot 22, Deuteronomium 6 vers 4 en 5, asook Markus 12 vers 28 tot 31. Geheeteks 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. 1 Korintiërs 10 vers 31. 1 Korintiërs hoofstukke 8 tot 10 sluit die bespreking oor seksualiteit wat in hoofstukke 5 tot 6 behandel is af. Terselfdertyd stel dit ook iets anders bekend. Paulus se antwoorde op bepaalde vrae wat hy per brief van die Korintiërs ontvang het in 1 Korintiërs 7 vers 1. Hierdie antwoorde neem basies die res van 1 Korintiërs in beslag. 1 Korintiërs 7 is dus 'n soort oorgangshoofstuk wat toon dat die twee onderwerpe, seksuele losbandigheid in hoofstuk 5 tot 7 en afgoderry in hoofstuk 8 tot 10 onderling verband hou. In die Nuwe Testament word die twee inderdaad dikwels saam genoem. Handelinge 15 verse 20 en 29 sê vir ons: maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwrig is en van bloed. Dat julle jul onthou van afgodoffers en van bloed en wat van verwrig is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. Handelinge 21 vers 25 sê vir ons: wat egter die gelowiges uit die heidene betref, het ons geskrywe en besluit dat hulle niks van die aard moet onderhou nie, maar hulle moet net onthou van afgodoffers en bloed en van wat verwrig is en van hoerery. 1 Korintiërs 6 vers 9 sê vir ons: of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Efesiërs 5 vers 5 lees: want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Kolossense 3 vers 5 lees: maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is. Openbaring 21 vers 8 lees: maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel, dit is die tweede dood. Dan vertel Openbaring 22 vers 15 ons: maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Terwyl Paulus in 1 Korintiërs 5 tot 7 grootendeels die vraagstuk oor onsedelikheid behandel, fokus hy in 1 Korintiërs 8 tot 10 meerendeels op afgoderry. Hy sê dat Christene beide hierdie sondes moet ontvlug in 1 Korintiërs 6 vers 18 en hoofstuk 10 vers 14. Verlede week het ons gesien hoe dat mens liewers 'n tempel van die Heilige Gees moet wees en sodoende onsedelikheid kan ontkom in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Van dese week sê die skrif vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 31, doen alles tot eer van God.
Ons sal aanstonds sien dat afgoderry sodoende ook ontvlug kan word. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 1 Augustus. Sondag, 26 Julie. Kennis teenoor die liefde. Lees 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13. Waarom kontrasteer Paulus kennis met die liefde? Binne watter konteks doen hy dit en wat probeer hy hier tuisbring? Ons lees 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13. En met betrekking tot die offervleis aan die afgode, weet ons dat ons almal kennis het. Die kennis maak opgeblaase, maar die liefde stig. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks, soos 'n mens behoort te weet nie. Maar as iemand God liefhet, die word deur hom geken. Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie behalwe een. Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar baie gode en baie here is, tog is daar vir ons maar een God. Die Vader uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Die kennis is egter nie in almal nie, maar sommige nog altyd bewus van die afgod. Eet dit as 'n afgodsoffer en hulle gewete wat swak is, word besoedel. Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie, want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet nie, ly ons geen gebrek nie. Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Want as iemand jou, wat kennis het, aan tafel sien in 'n afgodstempel, sal sy gewete, as hy 'n swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis aan die afgode te eet nie. En moet die swakke broeder, vir wie Christus gesterf het, verlore gaan deur jou kennis? Maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is seer te maak, sondig julle teen Christus. Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek ter ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13. Die tema wat Paulus hier aanroer, is die van kos wat aan afgode geoffer is. Hy doen dit ten einde 'n dieper kwessie toe te lig, naamlik die gebrek aan liefde vir medegelowiges. Hierdie kwessie oor die eet van kos wat aan afgode geoffer is, verdeel die kerk in twee kampe. Party het so geredeneer: ons beskik nou oor die nodige kennis en weet dat die afgode blote versinsels is, en daarom kan ons mos enigiets eet. In vers 4. Hierdie mense word as sterk beskryf in 1 Korintiërs 4 vers 10, en die in die ander kamp as swak in 1 Korintiërs 8 vers 9 tot 12. Hierdie benamings kies Paulus omdat laasgenoemde groep nog nie die bygeloof van hul paganistiese verlede heeltemal afgeskit het nie. Om te sien hoe dat die sterkes kos eet wat aan afgode geoffer is, kon hulle tot 'n verkeerde slotsom bring, naamlik dat afgoderry en die Christelike geloof versoenbaar is. Die apostel wou dus voorkom dat die sterkes op die wyse 'n struikelblok vir die swakkes word. Die Bybel beskou die eet van kos wat aan afgode geoffer is in 'n uiters negatiewe lig. Handelinge 15 verse 20 en 29 lees: maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery en van wat verwrig is en van bloed. Dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwrig is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. Hoofstuk 21 vers 25 sê ook: wat agter die gelowiges uit die heidene betref, het ons geskrywe en besluit dat hulle niks van die aard moet onderhou nie, maar hulle moet net onthou van die afgodsoffers en bloed, en van wat verwrig is en van hoerery. Openbaring 2 verse 14 en 20 sê ook vir ons: maar ek het enkelinge dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Duidelik is Paulus se vermaanings in die verband hier in die eerste sentbrief aan die Korintiërs
nie so drasties soos die in Handelinge en Openbaring nie. Dit is so omdat die apostel hom hier in Korintiërs op 'n ander aspek toespits. Die misbruik van partygelowiges se nuut gevonde kennis dalk tweespalt onder hulle lidmate kon meebring. Hier verwerp Paulus nie kennis as iets wat op sigself boos is nie. Waarteen hy hom wel uitspreek, is die soort kennis wat tot 'n meerderwaardige houding lei, wat op die beurt tot verdeeldheid in die gemeente lei. Kennis wat liefde omseil, is nie die ware Jakob nie. Ware kennis spruit slegs uit 'n daadwerklike liefde vir God en uit die feit dat hy jou ken. Met 'n aanhaling uit Deuteronomium 6 vers 4 wys die apostel op die feit en wete dat daar net een God is. Interessant genoeg volg Paulus dieselfde strukturering van idees as wat Moses in Deuteronomium 6 vers 4 en 5 het. Eers kom die verklaring dat God een is en dan die bevel, jy moet die Here jou God lief hê. So albei Bybelfigure het kennis sonder liefde as nutteloos beskou. Die sterkes was vas oortuig dat hulle nou genoeg kennis het om te weet dat die kos wat aan die gode, dit wil sê lewenslose voorwerpe geoffer is, skadeloos was. Volgens hulle kon gelowiges dit eet. Soos ons Woensdag en Donderdag se lesse sal sien, het Paulus aangedui dat hulle wel die reg het om van daardie kosse te eet, alhoewel dit met die voorwaarde kom. Vermy dit as dit 'n struikelblok vir die swakke word, soos gelees in vers 9. Christene is veronderstel om diself uit liefde vir Christus en vir hul medemens te verloon. Paulus voer aan dat kennis afbreekend kan wees as dit sonder liefde bedryf word in 1 Korintiërs hoofstuk 8. Onder watter omstandighede kan kennis sonder liefde inderdaad afbreekend wees? Maandag, 27 Julie. Onbaatsigtige liefde. Lees 1 Korintiërs 9 vers 1 tot 6. Hoe gee Paulus ons hier 'n praktiese voorbeeld oor die aard en werking van onbaatsigtige liefde? Ons lees 1 Korintiërs 9 vers 1 tot 6. Is ek nie 'n apostel nie? Is ek nie vry nie? Het ek nie Jesus Christus ons Here gesien nie? Is julle nie my werk in die Here nie? As ek vir ander geen apostel is nie, is ek dit tog seker vir julle, want julle is die seël op my apostelskap in die Here. My verantwoording aan die wat my beskuldig is dit. Het ons dan geen vryheid om te eet en drink nie? Het ons dan geen reg om 'n suster as vrou met ons rond te neem, net soos die ander apostels en die broers van die Here en Sefas nie? Of het net ek en Barnabas geen reg om die handearbeid na te laat nie? 1 Korintiërs 9 vers 1 tot 6. Let op Paulus se verdediging van sy apostelskap in 1 Korintiërs 9. Met die eerste oogopslag lyk dit asof hierdie skrifgedeelte niks met die voorafgaande bespreking, die een waarin kennis teenoor die liefde gestel word, te maak het nie. Hou egter in gedagte dat die Koine-Griekse konteks van die Bybel nie volgens hoofstukke ingedeel is nie. Paulus se leer in 1 Korintiërs 9 hou dus verband met die voorafgaande inligting. Dit is aaneenlopend met die leer wat in hoofstuk 8 gegee word. Hoofstuk 9 bied ons inderdaad 'n praktiese voorbeeld van 'n onbaatsigtige liefde vir Christus en vir die gemeente. Terwille van die liefde is Paulus bereid om 'n paar van hierdie voordele waarop hy geregtig is prys te gee. Vers 4 sê die reg om te eet en drink. Hierdie dui op finansiële bystand in die algemene sin van die woord. As 'n apostel was Paulus geregtig op lewensmiddels, verskaf deur diegene wat hy bedien het. Ander religieuse leiers van Paulus se tyd het op hierdie reg aanspraak gemaak, tog het Paulus dit nie gedoen nie. Nee, ons sien dat hy tente gemaak en verkoop en homself so onderhou het. In Handelinge 18 vers 3. 1 Korintiërs 9 vers 5 sê, die reg om 'n medegelowige as eggenote saam met ons rond te neem. As 'n getroude apostel sy vrou saam met hom op 'n sendelingsreis wou neem, moes die kerk ook haar uitgawes dek. Enkele voorbeelde van sulke getroude sendingpaartjies is Priscilla en Aquila in Romeine 16 vers 3 en Andronikus en Junias in Romeine 16 vers 7. Paulus was egter 'n ou jong kerel, gelees in 1 Korintiërs 7 vers 8.
As hy getrou het, kon hy dus op 'n dubbele voordeel aanspraak maak: finansiële bystand vir hom en sy vrou tydens 'n sendingreis. Die reg om, soos gelees in 1 Korintiërs 9 vers 6, vir die gemeentes te vra om vir ons te sorg, sodat ons dan nie ook ander werk moet doen om vir onsself te sorg nie. Paulus en Barnabas kon aandring om vir hul sendingwerk besoldig te word, soos gelees in 1 Korintiërs 9 vers 4 tot 6. Paulus het egter tente gemaak om homself te onderhou, soos gelees in Handelinge 18 vers 3. Ongelukkig weet ons nie wat Barnabas se beroep was nie, net dat hy baie vrygewig was. Handelinge 4 vers 36 en 37 sê vir ons: En Joses, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word beteken seun van vertroosting, 'n Lewiet, van geboorte uit Siprus, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En derhalwe was hy bereid om homself te onderhou. In 1 Korintiërs 9 vers 7 tot 11 brei Paulus uit op die gedagte wat hy reeds in vers 6 genoem het. Hy wys dat dit nie onredelik sou wees om van die gemeente te verwag om hom en Barnabas te onderhou nie. Hy skryf dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang en noem dat hierdie voorskrif van die Here kom, soos gelees in 1 Korintiërs 9 vers 14. 1 Timoteus 5 vers 18 sê ook: Want die skrif sê, jy mag 'n os wat graan dor, nie muilband nie, en die arbeider is sy loon werd. 1 Korintiërs 9 vers 12 sê ook: Tog het ons nie van hierdie reg gebruik gemaak nie, sê Paulus. Hier in hoofstuk 9 stel die apostel 'n goeie voorbeeld aan elke leier en gelowige. Hy verloon diself, lees gerus 1 Korintiërs 9 vers 1 tot 18, en voer aan dat dit tot voordeel van evangelisasiewerk in Korinte is. Lees gerus 1 Korintiërs 9 vers 19 tot 23. Dikwels is mens op bepaalde voordele of regte geregtig. Soms is dit beter om sulke dinge prys te gee sodat jy 'n meer doeltreffende getuie vir die Here kan wees. Kan jy aan enige sulke dinge in jou eie lewe dink? Dinsdag, 28 Julie. Leer uit die verlede. Nadat Paulus sy eie belewenis as 'n voorbeeld van selfverloning voorhou, fokus hy meer pertinent op die afgoderry dilemma. In 'n sekere sin bou 1 Korintiërs 10 voort op die idee wat in hoofstuk 9 vers 27 ter sprake kom, naamlik dat die apostel voortdurend selfbeheersing aan die dag moet lê, sodat hy nie op die ou einde homself as dienaar van Christus diskwalifiseer nie. Hoewel hy die Korintiërs vra om sy voorbeeld te volg, wys Paulus op Jesus as die volmaakte toonbeeld van alle deugdelike eienskappe. 1 Korintiërs 11 vers 1. Lees 1 Korintiërs 10 vers 7 tot 11. Watter sondes het Israel in die woestyn gepleeg? Let nou op die verbondsvoordele wat God die Israeliete geskenk het. Waarom lyk hierdie sondes veel erger wanneer mense dit in die lig van daardie Godgegewe voorregte beskou? 1 Korintiërs 10 vers 7 tot 11 lees as volg. En wees ook nie afgode dienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan om te speel, en laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. 1 Korintiërs 10 vers 7 tot 11. 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 5 roep die volk se woestynomswerwinge in herinnering. Die verwysings na die wolk en na die see dui op God se leiding, teenwoordigheid en beskerming. Die kos en drank op die lewensmiddels wat hy aan die Israeliete geskenk het. Let daarop dat Paulus die volk se wolk en see ervarings hier as 'n doop, 'n gelyksoortig aan die Christelike doop beskryf. Insgelyks dui die verwysings na kos en drank op die nagmaal. Wat 1 Korintiërs 10 met ander woorde in 'n sekere sin hier tuisbring, is dat Christene 'n soortgelyke reis as die volk van Israel deurmaak.
Tog gebruik Paulus ook die gedeelte van die volk se geskiedenis as 'n waarskuwing om nie die foute van die verlede te herhaal nie. Ten spyte van al die verbondsvoorregte wat Israel geniet het baie van hulle ongelukkig boosheid, dinge soos afgoderry en seksuele losbandigheid nagejaag. Dit is dus geen wonder dat God met die meeste van hulle ontevrede was nie, soos gelees in vers 5. Nietemin, kyk ons tog te maklik met 'n vingerwysende houding na Israel van ouds en al ooglopende afstootlike sondes. Wat voer Paulus hier aan? Hoewel 'n geweldige voorreg die Christen se beurt geval het, naamlik dat die geskiedenis van Jesus Christus aan ons bekend is, kan ons maklik die pad byste raak en dieselfde soort sondes as Ou-testamentiese Israel pleeg. Dit blyk duidelik uit Paulus se waarskuwing wat ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 12. Daarom moet hy wat dink hy staan, oppas dat hy nie val nie. Die sinsnede wat dink of wat meen, sinspeel op 'n belangrike feit, dat sommige Korintiese gelowiges dieselfde gevaar loop as Israel van ouds geloop het. Salig onbewus dat hulle afgedwaal en gesondig het. Die vraag is net, loop ons nie maar vandag ook dieselfde gevaar nie? Soos die boodskapvertaling dit so gepas parafraseer. As jy gerus begin word en dink dat niks jou geestelik van stryk kan bring nie, val jy miskien juis in die kloue van versoekings en sonde. Dit is die heilige waarheid. Almal van ons het dit in persoonlik beleef, nie waar nie? Die Bybel sê dat ons nie bo ons kragte versoek sal word nie. 1 Korintiërs 10 vers 13, midde in die versoeking sal hy, die Here, vir 'n uitweg sorg, sodat julle dit kan verduur. Waarom swig ons dan so maklik voor versoekings en sondig? Woensdag, 29 Julie, gewaarsku teen afgoderry. Lees 1 Korintiërs 10 vers 5 tot 22. Waarom moet ons van afgoderry af wegvlug? Ons lees 1 Korintiërs 10 vers 5 tot 22. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie oreer, soos sommige van hulle georeer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Let op Israel na die vlees. Het die wat die offers eet nie gemeenskap met die altaar nie? Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene wat dit offer aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as hy? 1 Korintiërs 10 vers 5 tot 22. In 1 Korintiërs 10 vers 14 tot 22 keer Paulus terug na die kwessie oor kos wat aan afgode geoffer is.
Dit is iets wat bitter min kulture in die hedendaagse wêreld bedryf, tog was dit 'n algemene gebruik in die Bybelse tye. Dit het so gewerk. Die priester wat in die paganistiese tempel diens doen, offer die dier aan 'n bepaalde afgod of afgode, waarna hy of sy 'n deel van die karkas ontvang wat hulle dan kan verkoop. Party van daardie vleis het in stalletjies op die mark beland. Hierdie vleis het die betrokke handelaar nie apart verkoop nie. So kon 'n Christen onwetend vleis koop wat aan afgode geoffer is. Die apostolse raad in die verband is: Christene mag sulke vleis met 'n skoon gewete koop. Hoewel Christene dus vleis wat vooraf in die tempel geoffer is, mag koop en by die huis mag eet, soos gelees in 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13, is dit duidelik verbode vir die Christen om daardie tempels te betree en aan hul seremonies of feeste deel te neem. Die maatstaf hier is duidelik. Christene mag van daardie geofferde vleis koop en by die huis eet omdat die afgode versinsels is. 1 Korintiërs 8 vers 4. Die gelowige moet egter nie aan paganistiese seremonies deelneem nie, omdat daardie aanbidding op die verering van demone neerkom, soos gelees in vers 20 en 21. Om aan sulke paganistiese rituele deel te neem, is om gemeenskap met die bose te hê, soos gelees in vers 12. Net soos deelname aan die nagmaal gelykstaande aan gemeenskap met Christus is, soos gelees in vers 16. Dit is waarom Paulus skryf in vers 21. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die bose geeste nie. En soos Jesus dit gestel het in Matteus 6 vers 24, niemand kan tegelyk twee baase dien nie. Paulus se leer hier is dat God algehele lojaliteit van ons verwag. Hy impliseer dat afgodsdiens, gelees in 1 Korintiërs 10 vers 22, die Here uittart. Ten einde dit te verhoed, gee Paulus ons in 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 6 die onfeilbare reël wat ons van afgoderry bewaar. Die apostel doen dit met 'n indirekte verwysing na Deuteronomium 6 vers 4 en 5 wat sê: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Deuteronomium 6 vers 4 en 5 klem verskaf. By hierdie begrip in Deuteronomium 6 vers 5, te wete om God bo alles lief te hê, voeg Jesus ook in Markus 12 vers 31, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Levitikus 19 vers 18 sê ook, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ek is die Here. 'n Afgod is nie noodwendig net 'n klipbeeld nie. Mens kan so te sê van enige iets 'n afgod maak. Let op die gepaste Afrikaanse werkwoord en abstrakte selfstandige naamwoord vir afgod en vir afgoding, wat vir lewende en nie lewende dinge gebruik kan word. Jy kan ander mense, troeteldiere en persoonlike eiendom verafgod. Watter vorms van verafgoding in jou eie lewe moet jy ontvlug? Donderdag, 30 Julie, om verafgoding te oorwin. Paulus se argument in 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 3 is dat die liefde ons teenoor afgoderry bewaar. Hierdie sit hy in hoofstuk 10 vers 23 tot hoofstuk 11 vers 1 voort en ontwikkel dit verder. In 1 Korintiërs 8 vers 3 praat hy van ons liefde vir God. Let nou op sy woorde in hoofstuk 10 wat lees: Moenie op julle eie belange ingestel wees nie, maar wees ingestel op dit wat vir ander die beste is. Wat die apostel hier beskryf is ware naaste liefde. Lees Markus 10 vers 17 tot 22, sowel as hoofstuk 12 vers 28 tot 31. Let op al die ooreenstemmende begrippe. Hoe sluit dit by die kwessie wat in 1 Korintiërs 10 behandel word aan? Markus 10 vers 17 tot 22 lees soos volg. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie,
jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Markus 12 vers 28 tot. En toe een van die skrifgeleerder wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here, onse God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Markus 12 vers 28 tot 31. Paulus se skrywe in 1 Korintiërs 10 en Jesus sin in Markus 12 vers 28 tot 31 het dieselfde doelwit. 'n aan mekaar koppeling van die twee groot gebooie, liefde vir God bo alles en naaste liefde. In die verhaal van die ryk jongman sien ons hoe Jesus hierdie twee soorte liefde saamvoeg. Hy doen dit onderskeidelik met 'n toespeling op Deuteronomium 6 vers 4 en met die gebooie op die tweede kliptafel van die wet. Die probleem met die ryk jongman was dat hy sy besittings liewer as vir God en sy medemens gehad het. Sy aardse skatte was vir hom meer waardevol as sy hemelse skatte. Sy geld was vir hom belangriker as die welstand van die armes. Hy het sy geld verafgod. In pas met Jesus se leer, doen Paulus 'n indirekte beroep op die gelowiges in hoofstuk 10 van sy eerste sendbrief aan die Korintiërs. Hy vra dat die beginsel waar volgens mens God bo alles liefhet en dan jou naaste soos jouself liefhet, op die hipotetiese situasie in 1 Korintiërs 10 vers 27 en 28 toegepas word. Wat bring Paulus hier tuis? Net omdat 'n bepaalde handeling of gebruik toelaatbaar is, beteken nie noodwendig dat dit opbouend of bruikbaar is nie. In ag genome dat party toelaatbare dinge tot gewetensbesware lei wat aanstoot gee. 1 Korintiërs 10 vers 23. Die oënskynlike strydige beginsels, dat mens God bo alles moet lief hê en terselfdertyd jou naaste soos jouself moet koester, versoen die apostel op 'n meesterlike wyse deur te sê in 1 Korintiërs 10 vers 31, doen alles tot eer van God. Met hierdie beroep om alles tot eer van God te doen, wys Paulus ons eintlik daarop dat afgodediens op sigself vele gedaantes het. Enige iets wat God beroof van die eer en heerlikheid wat slegs hom toekom, is 'n vorm van afgodediens. Paulus se woorde in 1 Korintiërs 10 vers 31 tot en met hoofstuk 11 vers 1 dien as 'n soort slot en dalk ook 'n slotsom vir hoofstukke 8 tot 10. Paulus stel dit duidelik in 1 Korintiërs 10 vers 33, ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word. Dit is hoe hy sy voorbeeld van Christus uitleef. Ons moet almal ons naaste lief hê soos onsself. Hoe kan jy leer om dit voluit te doen? Vrydag, 31 Julie. Vir verdere studie, Ellen G. White, Idolatry at Sinai, bladsy 315 tot 330 in Patriarge en Profete. Die eerste aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 18 November 1884, bladsy 730. As ons iewers ons interpersoonlike bande reg wou inspan, dink net aan die positiewe impak wat dit sou hê. Elkeen wat geestelike dinge van die Here ontvang het, het 'n belangrike plig, naamlik om ander se lewenspad daarmee te verlig. Dan sal elkeen wat die Here opreg liefhet, ophou om die eie ek te verafgod. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 316 en 317. Paulus doen 'n beroep op sy medegelowiges. Elkeen moet hom of haarself afvra, watter uitwerking het my woorde en dade op ander? Voorts moet hulle niks doen,
Hoe onskuldig dit ook al blyk te wees, wat lyk asof dit afgoderry goedkeur of wat gewetensbesware by die swak gelowiges gaan ontlok nie. 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle eet en of julle drink, of wat ook al julle doen, doen alles tot eer van God. Besonder geldig is die apostelse waarskuwing aan die gemeente in Korinte, van elke tydvak in die kerkgeskiedenis 'n waarskuwing wat veral ook op die hedendaagse kerk gerig is. Vir Paulus is afgodsdiens nie net die aanbidding van afgodsbeelde nie, selfsug en gemaksig, die bevrediging van die aptyt en van welis, die word daarby ingesluit. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 9, bladsy 215. As jy iets doen wat heeltemal geoorloof is, maar dan agterkom dat die vooruitgang van die evangelisasie benadeel, moet jy dit liewer staak. Moenie enige iets doen wat mense minder ontvanklik vir die evangelie kan maak nie. 1 Korintiërs 10 vers 23, alles is inderdaad geoorloof, maar nie alles is opbouend vir almal nie. Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 9, bladsy 215. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Volgens Paulus kan die gedrag van 'n volwasse Christen soms die groei van 'n onervare Christen belemmer. Dink aan potensiële situasies waar dit die geval is. Let weer op die feit dat ons God bo alles en ons naaste soos onsself moet lief hê. Waarom is hierdie beginsel die enigste manier om die uitdaging die hoof te bied? Vraag nommer 2. As gelowiges moet ons op ons hoede wees, aangesien ons ook in die struik van afgodsdiens beland. Kan jy aan enkele voorbeelde van sulke afgode dink? Soms gebeur dit selfs dat goeie dinge verafgod kan word. Kan jy aan voorbeelde hiervan dink? Wat meer is, hoe weet mens wanneer iets wat jy baie geniet in 'n afgod verander het? Vraag nommer 3. Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 27, maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar, sodat ek nie, terwyl ek vir ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word nie. Wat kan 'n mens op grond van hierdie week se les as prediker vir die evangelie diskwalifiseer? Vraag nommer 4. In 1 Korintiërs 10 spreek Paulus om teen die gevare van afgodsdiens uit. Julle moet wegvlug van die afgode, sê hy in 1 Korintiërs 10 vers 14. Waarom is afgoderry dan so sleg? Kom ons sluit af met gebed. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die waardevolle lesse wat ons uit Paulus se briewe aan die Korintiërs kon leer. Ons dankie dat U ons herinner dat ons U moet loofprys en eer in alles wat ons doen, in alles wat ons dink en alles wat ons sê. Bewaar ons asseblief daarvan om op kennis alleen te vertrou sonder die liefde wat ons van U ontvang en help ons om onbaatsigtige liefde teenoor ander te betoon en om hulle belange bo ons eie te stel soos Jesus Christus vir ons die voorbeeld gestel het. Laat ons asseblief leer uit die voorbeelde van die verlede sodat ons nie dieselfde foute mag maak nie en gee ons asseblief die wysheid om enige iets wat U plek in ons harte wil neem, raak sien en dit te verwerp. Ons bid en ons vra hierdie dinge in die naam van ons wonderlike Redder en Vader, Jesus Christus alleen. Amen.